Can the defending champion now respond? Sinette Bjorn. Fantastic sportsmanship. Mitchell's just lost the bronze. And Bjorn's out of the silver medal position. She needs to respond. She's had 4 throws over 62 metres. And she needs to throw more than 62.95 to take the silver. Opgee, daai woord is, ek dink soveel mense kan net opgee, maar ek dink nie vir 1 millisekonde ooit aan opgee nie. Maak nie saak hoe sleg, hoe swaar, hoe hard dit is nie. She's a very experienced thrower. She won the gold in 2006 in Melbourne and in 2010 in India. Ek wil nie eendag terugkyk en vir myself sê, as ek maar nog 'n jaar vasgebyt het. As ek maar net nog weer probeer het. And no, she's going to have to be happy with the bronze. Sinette Bjorn. She's had a fantastic round with 5 throws already over 62 metres. What has she ended up with here? 62, 66 was the longest. Maybe she has. 63.19. Unbelievable response. She's taken that silver medal back again. This is an extraordinary women's javelin final. In 2017 het ek binne gegaan, maar van die begin van die jaar af het ek al gevoel iets is nie heeltemal lekker soos ek graag wil voel nie. Is asof daar nie daai nigel in my rug was wat ek net nie uit kon kry nie. Ek is selfs Europa toe verlede jaar, waar ek nog steeds eintlik met 'n afrug deelgeneem het. Ek het nie eintlik eers besef hoe ernstig beseer ek is nie. Dokters het maar weer probeer om my in te spuit in my fasetgewrig, inspuiting te gee om te kyk of die inflammasie en die pyn nie wil minder raak nie, maar dit het net geensins gebeur nie. Ek moes onttrek uit die wêreldkampioenskappe verlede jaar in Londen, wat vir my verskriklik groot teleurstelling was. 2017, einde Julie, het ek begin met my rehabilitasie, fysios, dokters, biokinetikus, waar ek my hammies, my glutes, my boude, my larig, my kor, my skouers, alles van vooraf weer moes sterk begin maak het. Want hulle het gesê, al my core muscles, die spiere wat my ruggraat moet beskerm is te swak. So ek moes al die spiere om my ruggraat moes ek sterker gemaak het. Wel, ons het baie opgewonde begin, dit het baie goed gegaan, en ek het gekwalifiseer in Desember vir die Statebond spele, waar ek 2 gooie gegooi het, en ek het maklik 60 meter gegooi. En toe kom hierdie besering weer in Januarie, steek hy weer kop uit. En ek is van weer na sportdokter, weer na fysio, biokinetikus, en niemand kan hierdie pyn wegkry nie. Ja, almal gee oefeninge, maar oefeninge het nie gehelp nie, oefeninge het nie my pyn weggevat nie. En een baie goeie vriendin van my het altyd die sê ding wat sê, alles gebeur in perfekte orde. En ons het een aand geëet en iemand aan tafel het Juka vir my gevra, Jesus net, hoe gaan dit met jou besering en hoe gaan dit met jou rug? En sy het weer eens Dr. Jan Schopinski se naam genoem. En ek het daar so gekyk en ek het wel gesê, weet jy, ja, hoekom het ek nie lankal na hom toe teruggegaan nie? Nou hierdie wonderlike, cuteste dokter is amper vir my soos 'n oupa/pa figuur. Hy het my behandel voor die 2008 Olimpiese spele, waar ek ook met die einste rug van my gesukkel het. En God het net daai maand weer oor my pad gestuur. My eerste sessie by Dr. Jan was 26 Februarie. 20 sessies later is ek amper heeltemal pynvry. Van die oefeninge wat Dr. Jan saam met behandeling ingesit het, is maar bietjie van die ouer metode.
Maar een spesifieke een is, hy het gesê, Sonet, you must do the hula. Die Totebond spele is elke 4 jaar. Die laaste een was in 2014 in Glasgow. Dit is een van die lekkerste stadions wat ek nog in deelgeneem het. So baie mense vra vir my, waar is vir jou een van die lekkerste plekke waar jy al deelgeneem het? En ek moet sê, wat Hampden Park so spesiaal gemaak het, daai spesifieke aand was, die skare was soos reg teen jou, reg agter jou. As ek met my spies gestaan het, reg om te begin, dan het ek amper iemand hier in die skare raak gesteek, en die skotte was net fanaties gewees. My eerste Totebond spele was in 2006 gewees in Melbourne, waar ek as 21-jarige aangetree het. Niemand het regtig my kans gegee nie, my seentjie was 8 maande oud gewees, en ek het omtrent net so, ek het skaars weer teruggekom in internasionale atletiek. Maar Melbourne in Australië het altyd spesiale plek vir my, ek doen altyd goed in Australië. My eerste internasionale titel het ek gewen met 60-72. 4 jaar later was ons in New Delhi. Nou New Delhi was ook 'n perd van 'n ander kleur, want New Delhi het hulle altyd, ek weet, 7 uur in die aand, het soos 'n stofwolk oor die village gehang, want hulle het elke aand sulke muskietgoed opgeblaas, net om die lug skoon te hou, dan hang daar so 'n wolk daar oor New Delhi. Hierdie jaar is dit in die mooie Australië aan die Goudkus in Queensland, so jy vlieg via Sydney tot in Brisbane, en dan gaan ons met die trein ry dan tussen Brisbane en die Gold Coast. My grootste ondersteuner is natuurlik die liefde van my lewe, Limarie. Sy gaan daar wees om my te ondersteun. Maak nie saak of haar rug weer 'n spasma ingaan. Sy moet mos 5 tranquilizers drink voor enige groot kompetisie. En sy vat haar wyntjie, en ek weet nou dat ek terugdink, ek dink ek aan Rio, toe sy en haar moeder daar in Rio was, toe het hulle voor die Olympiese spele, uit hulle in sulke botteltjie half jacks en hulle rugsakke gevat, net vir die sedewees. As jy inkom by die village, hulle noem die atlete dorpie, dis die tuiste vir die atlete vir die volgende week of 2 van die spele. Elke land kry 'n sekere aantal woonstelblokke, en ons is altyd gekenmerk, ons word altyd gekenmerk deur ons groot Suid-Afrikaanse vlag wat buite afhang, so almal kan sien waar ons bly. Elke sportkode bly op 'n verskillende vloere, atletiek bly op 'n vloer, rugby bly op 'n vloer, almal bly op verskillende vloere. Hierdie jaar was dit baie lekker geweest. Ons community, soos hulle sê, al 4 ons meisies atlete van die gewone atletiekspan en van die Paralimpiese span het saamgebly. Caster en Wenda het in hierdie kamertjie gebly. Hier is ons gemeenskaplike sitkamer. Daar kan jy nou sit en eet en oor die village uitkyk. En hierso is my kamertjie en my plekkie vir die afgelope week nou al, waar ek elke aand rol en tol en nie kan slaap nie. Hierdie wat baie spesiaal maak van elke Totebond spele is, jy kry 'n duvet saam wat op jou bed is, en dan as 'n aandenking, dan vat jy dit saam terug huis toe. Die main dining hall is waar al die atlete eet. Eesie, maar daar stap jy in die hemel in, want dis yskaste vol koeldranke, en daar word gekuiter vir elke behoefte van elke atleet. Daar's pizza, pasta stalletjies, dan is daar gekookte kosse, dan is daar Asian, dat is daar boerekos, so jy kan regtig nooit klaar dat jy nie genoeg kry om te eet nie. In die oggende word die pappe uitgepak, eers die yoghurt, dan is daar bakke en seker 100,000 kilogram scrambled eggs wat gemaak word, en is bacon en eiers en bone. Elke village binne het 'n poskantoor, het 'n winkel, het 'n haarkapper, het 'n bank, het 'n polisie. So elke atleet kry 'n haarsny verniet. Jy kan daar jou inkopies gaan doen, jy kan poskaarte pos, jy kan jou geld omruil. As jou mense vir jou wil kom kuier, moet jy hulle besonderhede 'n dag voor die tyd ingee, hulle paspoortbesonderhede, en dan kry hulle soos jou guest pass.
dan kry hulle dagpaas wat hulle nou soos vir 12 ure in die village kan bly en ek saam met jou eet en so. Weg van die atletiek af het ons ook kans gekry om vreeslike lekker goedjies te sien en te beleef. Soos byvoorbeeld eendag het ons op die Brisbane rivier gery op die ferry. Baie rustig vir 'n uur en 'n half daar afgevaar. Tot by Lone Pine Sanctuary. Ag jene, dit het my hart omtrent gesmelt. Toe ons nou by Lone Pine kom. Dis daar 'n hele forest, woud vol koalaatjies. Ag, en koalaatjies slaap blykbaar 20 ure 'n dag, maar om nou daai lyfies te sien en te slap. Ons het ook toe nou die voorreg gehad om 'n koalaatjie te sien en 'n foto saam met die koalas te neem. Jy moet jou hande op so 'n sekere manier sit en dan stel hulle jou nou eers voor aan jou koala. Toe kom ons by 'n plekkie waar ons kangaroos kon voer. Ek en my vriend slaap saam. Hy is bezig en hy diere. Hulle hou daarvan ook as so onder hulle kennetjies gedoen. Maar Jessie, ek het nie geweet, 'n kangaroo is eintlik so sagte diertjie, die sagste pelsie. En ja, toe die kangaroos uit ons hande uitgeëet. Ek het met 'n baie goeie soos mense sal sê oopgemaak by 6208. Dit het my in 'n posisie geplaas, in die silwer posisie vir 'n hele lang ruk. Deur my kop en my hart het gegaan, as ek net 'n medalje kan wen, sal ek baie trots wees. En toe nou in die laaste ronde toe kom Kelsey Lee en toe gooi sy toe nou gooi, wat my toe nou in die bronsposisie plaas. Jy weet, ek het as voor die staat op ons spele was ek so lank uit met my rug gewees. Ek het nie regtig kompetisie gehad of fiksheid gehad nie. En jy weet, partykeer moet 'n mens terugstaan en vir iemand anders te krediet gee. Catherine het toe goud gewen. Ag, shame. Sy het toe goud gewen. Sy was baie emosioneel gewees met voor haar laaste gooi, die trane geloop sy het omtrent. Ek dink sy kan omtrent glad nie gesien het nie. Ek dink dit vir haar baie beteken om goud te gewen het voor haar tuiskare. Maar joh, dit voel amper of ek goud gewen het van die ondersteuning van die mense van die huis en die boodskappe wat ek gekry het is net ongelooflik gewees. Weet die verskil tussen atleet 2012 en 2018 is net ek is emosioneel soveel sterker. Ek dink nie daar is, of nie ek dink nie, ek weet daar is absoluut niks wat my op atletiekbaan weer kan gooi nie. Opponent weer, omstandighede, spiese wat nie opdaag nie, of ek nou met 'n besemstok moet gooi sal ek gooi. Ek dink ook nie, ek wil, ja, natuurlik wil ek die beste wees, en natuurlik wil ek medalje op medalje wen, maar ek dink nie, ek sal meer so verskriklik verpletter wees as ek nie medaljes gewen het nie. Ek het 'n wonderlike persoonlike lewe. Ek het 'n Philly Marie wat ek ongelooflik voor lief is. Ons het 'n baie harde pad gestap. Ek en sy, en ek dink ons liefde vir mekaar het elke dag net meer en meer gegroei. My wonderlike seun Henry, wat net vir my soveel vreugde in die lewe bring. Wonderlike voorreg om sy ma te kan wees. Ja, maar ek dink net, ek is net soveel sterk, en die glo wat ek in myself het, is net 500 keer meer, juis omdat ek geweet het wat ek van die veld af gekanker het. Dis net hoe ek myself sien is, aanhou en aanhou en aanhou, die donder weer, die haal, die sneeuw, die wêreld kan vergaan, maar so net Viljoen sal altyd weer terugkom vir nog. En ek wil net as daai wêreldatleet eendag onthou word as iemand down out of Africa, wat altyd weer probeer het en net aanhou het en aanhou het. Ek dink baie mense vra altyd wanneer is nou genoeg, en
het ek nou nie al lank genoeg deelgeneem nie, en wanneer is nou genoeg, wanneer moet ek nou stop? Maar weet jy, ek is nog net nie by daai punt van hoe genaamd om te stop nie. Daar's net nog soveel dinge wat ek wil bereik, daar's nog net soveel groot drome in my hart wat ek vir myself het. Ek wil Olimpiese kampioen wees, en ek gaan nie stop tot ek gekry het wat ek wil hê nie. 2 dinge, Olimpiese kampioen en wêreldrekordhouer agter my naam.